Ek sit hierdie week, was jy al ooit ooit 'n groot man gesien? Hoeveel het al groot ouens gesien? Ek praat nie van, ek praat 2 meter op. Nou, ek loop nou die dag in Rebel, ek dink in Food Lovers, daar Food Lovers Boksburg. Julle, daar's 'n man, hy kyk oor die rakke. Hy is huge. En weet jy wat, sy vrou is so lank soos hy. En hierdie 2 kom ingestap, en ek stap so verby, en ek sê vir myself, so regte Benoni sê ding, is 'n gevaarlike man daai. Ek wil nie alleen met hom ergens wees nie, en met hom skoor soek nie. So as jy sê, iemand is gevaarlik, dangerous. Nou, ek sit in hierdie week, en nou, ek dink ons het amazing Sondag deesdae, regtig. Die Here is besig om in mense se lewens te werk. En ek sit hierdie week, en ek weet nie, ons noem dit 'n pastoor is 'n ding. Maandag sit ek, en ek sê, Sondag is klaar verby, dan sê ons klaar vir onsself, so waar preek ek Maandag? Ag, volgende Sondag. Nou sê ek, Here, praat met my, ek het niks. En ek is besig om in die kar te ry, en die volgende oomblik praat die Here met my oor gevaarlike gebed. Gevaarlike gebed. Gebed wat jou eintlik bang maak as jy daaraan dink, en wat God kan doen. Kan ek sien, wie glo in gebed? Jy geweet, jy doen wat jy glo. Hoekom jy sê jy glo in gebed, maar jy doen dit nie? We believe, we do what we believe. Nou, jy het nog gesien hoe bid kinders is so innocent. Maar ek het 'n vraag vanoggend aan jou, en ek wil hê jy moet so 'n oomblik bietjie in jou insink. Hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou gebedslewe? Is jou gebedslewe net wanneer jy in die moeilikheid is? Ek noem dit jou spaarwiel gebed. Ek is nou in die moeilikheid by die werk, nou ewe skielik begin ek bid. Ag Here, as jy my net uit hierdie situasie help, sal ek elke Sondag kerk toe gaan. Julle lag, maar dis die waarheid. Dis jou spaar. Jy bid net wanneer jy in die moeilikheid is. Of miskien, jy weet, het jy net rituele gebede. Ons bid elke oggend as 'n gesin saam, en ek probeer my kinders op die oomblik uitdaag om te bid. En ek dink ek spring so 'n bietjie vinnig op my seun, en ek sê vir hom, Josh, bid vir ons vir die dag. Hy begin bid, hy sê, Here, dankie vir die kos. Ek sê, Josh, waar is jy? Jy het net hierdie rituele gebede wat jy maar net sê om dit te sê. Want ons nie diepte nie, soos great God, God is good, let us thank him for this food. Good food, good meat, good God, let's eat. Net hierdie, jy sê dit maar net om dit te sê, maar dis ook maar dit. Of jy's miskien verskriklik diep, joeg, jy lyk baie woorde gebruik. Rabadabdab, en ek weet nie wat alles nie, okay? Jy bid, maar daar's geen krag. En al wanneer jy bid is wanneer jy by die kerk is. Maar nie, julle kom van Benoni af, julle doen nie sulke goed nie. So, ek vra jou, waar is jou gebedslewe? Want gebed is deel van ons lewe. Dit moet deel wees van ons alledaagse lewe. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek het al tye in my lewe gehad wanneer ek bid, maar dit voel vir my niks gebeur nie. En dan so ander kere wat ek bly was, die Here het nie my gebede beantwoord nie. Okay? Val as jy verlief is, sy moet my, die Here het al gestuur. As iemand dit vir my sê, raak ek skrikkerig. Maar jy is so onvrymoedig om vir die Here iets te vra, want jy voel nie goed genoeg nie, jy voel jy's 'n sondaar, why would he listen to you? En as gevolg van daai skuldgevoel bid jy nie meer nie. Dit herinner my aan 'n grappie, dis soos 'n buurman. Het jy al tools by iemand geleen? Ek het al tools by iemand geleen. Nou, dis soos jy grassnyer, jou buurman, jy wil hom gaan vra vir die grassnyer, maar jy, voor jy by hom uitkom, die buurman, jy stap as sê vir jouself, hy gaan dit nie aan my leen nie. Hy gaan seker kwaad wees, want ek het nie sy boor vir hom laas keer vinnig genoeg teruggegee nie. Jy's al klaar besig om jouself so negatief te praat, die buurman kom by die deur, hy maak die deur oop, en jy slaan die deur terug in sy gesig, en jy sê, man, hou jou grassnyer.
Jesus vertel 'n storie in Lukas 18. Ek wil vra, staan waar jy is vir 'n oomblik. Dit help ons net fokus. En ons moet saam hierdie lees. Lukas 18 sê, Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel, om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid, sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter, wat geen eerbied vir God of agting vir mense gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaatlik kom vra het, doen aan my reg in my saak teen my teenparty. 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie, maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my. Dit staan reg in die Bybel. Anders kom klap sy my, op die ou end ook nog. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter, en hoor wat sê God vir ons. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes van dag en nag toe omroep reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help, en gou ook. Amen. Kan jy sit plek inneem, dankie. Ek probeer hierdie prentjie kry. Hoe moes hierdie prentjie uitgespeel het? Hierdie vrou, iemand het iets teen haar gedoen wat verkeerd is. Hierdie regter het nie tyd vir sulke goed nie. En sy is eintlik die heeltyd op daai regter, is eintlik soos 'n irritasie. Ek sien hierdie prentjie van, letterlik, waar sy miskien in die venster sit, en hy kom ingestap in die kantoor, en sy sê, môre, onthou my. Of waar hy loop by die winkel, en daar staan sy by die vleis. Ek weet waar jy inkopies doen. Onthou my. Maak reg met my. Of miskien skree sy af in die skoorsteen in die middel van die aand terwyl hy slaap. Hallo. Onthou my. Son, kom sit gou vir my. Ek sien nou per so 'n prentjie. Bring 'n stoel, kom sit hierso vir my. Sit vir my daar. Ek sien 'n prentjie waar dit amper karring is en sê, Sean, onthou nou. Sean, onthou nou. En waar het Sean praat? Onthou, Sean. Sean sê hy's jammer. Ek sien letterlik iemand wat net soos letterlik staan of so. Sean, onthou, jy moet onthou, hoor. Het jy al iemand gehad wat so irriterend is? Jy kan gaan sit, Sean. They're on you. Ag, julle kinders, daar's niemand wat jou iets sal laat onthou soos 'n kind nie. Waar's Gustav? Gustav se laaite, ek is mal oor daai seun. Maar ons gaan nou saam visvang, en ek het vir ons sê, seun, ons sal gaan visvang. Hy is elke keer as hy my sien, oom Braam, wanneer gaan ons visvang? Hoeveel slaapies? En dis hoe God sê, dit is hoe dit moet gaan in ons gebedslewe. Maar ons gee deesdae so maklik op. We just give up. Die oomblik as die lewe bietjie moeilik gaan, bietjie terugdruk, dan is ons onmiddellik op 'n plek wat ons gaan, die Here luister nie na my nie. Wat maak dit saak? Wat maak dit saak? Hoor wat gebeur hier met die disippels? Ons kry hier 'n gedeelte, Jesus, uit die dood uit opgestaan, hulle word gestuur om die goeie nuus te gaan verkondig. En hulle vertel mense van Jesus, die Fariseërs, die Sadduseërs, hulle is nie gelukkig nie, en hulle word in die tronk gegooi. En in die tronk, onthou die Heilige Gees, het reeds op hulle gekom, hulle bekragtig, maar in die tronk is hulle op 'n laagte plek, en hulle soek die Here, hoor hierdie gebed. Acts 4 verse 29, and now, O Lord, hear their threats, and give us your servants
great boldness in preaching your word. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant, Jesus. After this prayer, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. Boldness beteken vir ons Afrikaans sprekendes vreesloos. Vreesloos. Nou ek weet nie van jou nie, ek psych nie myself op om vreesloos te wees nie. As ek na iemand toe gaan en ek moet vir hulle bid, gaan ek nie vir myself sê, ek is nie bang nie, ek is nie bang nie, ek is nie bang nie. Of ek begin musiek in my ore luister, jy weet soos as jy gaan gym, jy gaan ons gaan nou bid. Hierdie boldness, hierdie vreesloosheid, kom deur die bekragtiging van die Heilige Gees. En baie van ons, jy het al die Heilige Gees ontvang, but you are not living in boldness. And you need to ask God, Lord, Here, laat die Gees deur my vloei, dat ek die stem kan hoor, dat ek kan dat mense genees word, dat mense kan besef, daar's net een God. There's just one God. Boldness. Weet jy wat is die beste? Hulle gaan toe uit, hulle preek in boldness, hulle word weer gearresteer. Julle, dis een ding as jy tronk toe gaan een keer, dis 'n ander storie as jy 2 keer gaan. Maar hoor wat gebeur weer. They arrested the apostles and put them in the public jail, but an angel of the Lord came that night, the gates of the jail, and brought them out. Opened the gates of the jail and brought them out. Then he told them, go to the temple and give people this message of life. Boldness. Maar ek gaan nie lang praat vanoggend nie. Daar's julle, ons kan reekse preek oor gebed. Ek voel in my gees, vanoggend gaan ons bid. En ek voel in my gees, dis mense wat vandag hier sit. En jy het al opgegee. Jy het al opgegee. Ek wil vandag vir jou sê, jy dien 'n kragtige God. En nou die dag, as iemand hulle moet ingaan vir hulle been, die dokter sê nee, so dame haar been het seer gekry, baie seer gekry. Ek kan nie presies onthou nie, maar ons bid vir haar. Die Here genees haar. Die dokter sê ek kan niks vir jou doen nie. Ek weet nie wat hier aangaan nie, jy's reg. Nou die dag is daar iemand weer ook, nierprobleme, hy het nierprobleme, die dokter wil hom op pille sit, dit is 'n groot storie, die dokter sê jou niere gaan nooit vir dieselfde doen nie, as jy dit weet nie, jou niere is een van die organe, as hy seer gekry het, hy seer gekry. En ek sê nee, ons sal vir jou bid, en ons bid, en hy sê, maar hy voel hierdie hitte agter in sy rug, hy weet nie wat aangaan nie, en die volgende oomblik is sy pyn weg, en hy gaan dokter toe vir bloedtoetse, en die dokter sê vir hom, ek weet nie wat aangaan, jou niere werk 100%, daar was seker iets fout met die toetse. Nee, God het hom genees. My God genees. My God is 'n God wat voorsien. My God is die God wat mense se lewens aanraak en is nooit weer dieselfde nie. En all for his glory. Vir sy glorie. En ek weet, daar's mense wat vandag hier sit, jy het die Here nodig. You need God. Jy kom Sondag na Sondag kerk toe, jy gaan jy stap hier uit en sê, pastoor, jy het so mooi gepreek. Dankie. But it's not about that. It's about him. En ons gaan vanoggend bid. Band, julle kan vir my vorentoe kom asseblief. Dis mense wat vanoggend hier so sit. En jy vertrou die Here vir 'n deurbraak. Die woord sê, hulle het hulle hande op hulle gelê. Partykeer ons dink, ons hoef niks te doen nie, ons staan op, en die Here hoor ons gebede, moet my nie verkeerd verstaan nie. But there is a action that comes with your faith. En vanoggend gaan die Here jou roep na boldness toe om te sê, staan op en kom vir gebed, want ons wil vir jou bid. En ons gaan vanoggend die Here vertrou vir sy genesing, vir sy voorsiening. Ek gaan hom vertrou vir bonatuurlike wonderwerke. En miskien is dit nie vir jou nie.
Ek vertrou die Here so ver, jy ken miskien iemand wat genesing nodig het. Iemand naby aan jou, ek weet dis iemand wat jy is, het kanker. Kanker is niks vir die Here nie, julle. En miskien het jy nodig om vanoggend in te tree vir daai persoon. En ek vertrou die Here, jy gaan 'n oproep kry om te sê, they healed. Because of your obedience. Ek gaan julle 'n storie vertel wat hierdie week gebeur het. Ek weet nie of hy hier is vanoggend nie, maar Maandag, en dit wys jou iets van obedience. Vir 'n tyd lank, ek is besig om te bid oor ons welsyn en waartoe ons op pad is met dit. En ek vertrou die Here dat hy regtig vir my sal insig gee oor waarop moet ons fokus vir die toekoms van Rope. Maar is stil. En 'n ou bel my maandagooggend, hy sê, Bram, hierdie gaan die vreemdste ding wees. Ek voel so verleë, maar dit pla my so, ek gaan dit net doen, moenie vir my lag nie asseblief. Ek sê, ek gaan nie vir jou lag nie, maar ek weet nie wat hy wil doen nie. Hy kom hier ingery, en hy bring vir my 'n pampoen en 'n hoender. Ek sê, ek weet nie hoekom nie. Die Here sê vir jy moet 'n pampoen en 'n hoender bring. Maar wat hy nie weet nie, is dat die pampoen en die hoender is die antwoord wat ek nodig gehad het op wat ons moet op fokus vir Rope. Jy het nie idee die rippelende effek wat jou een oomblik van gehoorsaamheid kan hê in jou lewe nie. En ek wil vanoggend vir jou vra, wees gehoorsaam. Miskien is jy onder geweldige druk. Jy vertrou die Here vir groot voorsiening. Die stres eet jou op. Kom, laat ons vir jou bid. There is power in prayer. Miskien sit jy vanoggend hier en jy kort 'n woord van die Here, profeties. Ons glo in die profetiese bediening, julle. Dis hoekom ons profetiese skool het. Jy kort 'n woord van die Here, jy kort leiding. Kom, laat ons vir jou bid. Ons het vanoggend ook doop. Ek is baie excited oor ons mense wat gedoop word. Doop is 'n groot stap van gehoorsaamheid. En ek het al baie keer in my lewe gesien, ek kan onthou toe ek gedoop was, as gevolg van daai stap van gehoorsaamheid, toe breek al klomp deure in my lewe vir my oop. En miskien is jy op 'n punt, jy's nog nie gedoop nie. En jy voel in jou hart, jy moet gedoop word. Of miskien is dit dat you've drifted en jy voel regtig, maar you just want to be baptized again en dat God jou vul. Ek wil jou uitdaag, waar ook al jy is vanoggend. Kom word gedoop, wees gehoorsaam. Son is hierso voor, hierso stoele. Ek wil vra as jy gedoop wil word vanoggend. Ek weet jy is ook doopkandidaat, staan vir my op asseblief. Staan vir my op waar jy is. Waar is ons doopkandidaat? Daarso. Nog. Ons nog. Dis hulle agter. Maar kyk op. Ons sit hierso voor vir my asseblief. Is daar nog mense wat gedoop wil word? Nog mense? Asai, kom vorentoe asseblief. Daar's nog iemand. Asseblief wees gehoorsaam. Waar is nog iemand? Okay, ek gaan jou kans gee. Skus, ek wil net luister vanoggend vir God se gees. There's still somebody. Okay. Daar waar jy is vir 'n oomblik, sny vir my jou oë. Jy kan van die ligte afsit, dis nou 'n tyd tussen jou en God. Ons het vanoggend salfolie. Pastoor Dion, die gemeente, ons gaan vir jou salf. Ons gaan vir jou bid, ons gaan vir jou familie, vir beskerming. Please, asseblief, kom vorentoe. Ons wil vir jou bid. Intussenin gaan ons nog die Here loof en prys, ons gaan worship hê tussenin. As jy in jou hart moet voel, jy het nog gebed nodig, kom asseblief vorentoe. Net daar waar jy is, kom ons sluit ons oë. Heilige Gees, jy is so welkom vanoggend. Ek bid dat jy vanoggend met elkeen van ons sal praat, met ons sal worstel. Daar's geen saak te klein en geen saak te groot vir God nie. Here, en ons wil vanoggend kom in ons gebede en ons wil U vertrou. U is 'n God van wonderwerke. Here, en ons bid vanoggend dat wanneer ons na U toe gaan kom, dat U met ons gaan praat.